Right, kom ons maak hier oor toe. Vader, ons staan voor U. U is die getroue een. U is ewiglik getrou en U is vol liefde. Baie dankie daarvoor. Dankie Here Jesus dat ons kan onthou dat U gesê het, as jy 100 skaap en een raak weg, dan sal jy die 99 los en daai een gaan soek totdat jy daai een kry. Dan op die skouers stel en terugbring en baie bly wees. Ons wil graag net sommer hierdie getuienis ook deel tot U eer. U wat die goeie herder is. Dankie. In Jesus naam. Amen. Liesel 12 jaar jonger as ek gewees. Sy ek dink so in die week daan. Dit beteken ek was al hier so standaard 5 rond, graad 7 vir die wat nou nog nie die standaard verstaan nie. Daar rond ergens toe sy eers gebore. Sê man. En mooi meisiekindjie, korterige enetjie gewees. En sy was baie goed met hokkie. Sy het onder 16 gespeel, maar ook sommer vir die onder 21 span. Ek het kort beentjies van haar, weet, hokkie, en kan ons nou vinnig benoewe. En daar was nogal 'n toekoms daarin. Maar nou gebeur dit mos nou so dat 'n ou swak keuses maak. En dat jy maatjies maak met ander ouens wat ook swak keuses gemaak het. En dan eindig die ding ergens dat drank en dwelms en verhoudings en goed begin later jou prentjie maak. Dit was op 'n groot manier Liesel se prentjie. Sy was 'n oulike meisiekind. Sy het omgegee vir mense, sy het 'n hart gehad vir mense. Partykeer tot haar nadeel, dat sy betrokke geraak het met ouens wat nie op 'n goeie plek is nie, en haar ding was nie so solid sterk nie, nou weet jy nou, dan word 'n mens ingesleep. Ten spyte daarvan dat sy mooi vroutjie was en alles, is sy eers getroud. Ek dink sy was hier diep na 30's rond, as ek reg kan onthou. En nie lank daarna nie, toe kom sy agter, maar die ou met wie sy getroud het eintlik 'n verhouding met 'n ander vrou gehad, voor die tyd, vir amper sê deur die honeymoon en na die tyd. Ja, was hy toe nou nog met 'n ander vroutjie ook te mekaar. En hulle is toe nou uit mekaar uit. Ek onthou dat sy kom kuier het vir ons 'n paar maande voor haar dood. Ek kan nie presies onthou hoe lank voor nie, maar dit was 'n hele paar maande voor die tyd. Daar was 'n ander ding wat vir haar op die hart swaar gelê het. Sy het daaroor kom praat en ek het daai tyd die evangelie met haar gedeel. Maar ek het agtergekom, die hart is nog nie gereed daarvoor. En ek was nog, Lukas, daar op die plot, Bredel by jou, kry ek 'n oproep. Ek dink of ek nou iets belangrik uitlos. Ek dink dis omtrent daar, dis van die agtergrond, dis dit omtrent dit wat ek gedink het om te sê. Dis omtrent al wat ek regtig ken. Sy was baie lief vir die natuur ook. Voëls geken. En so aan, sommer net 'n oulike meisiekind, maar met 'n klomp goed waarin sy beland het. 'n Paar keer klomp bagasie vir haarself bymekaar gemaak. Ek weet nie of meer as een keer, maar ek weet sy was op 'n stadium of wat in 'n rehab en so aan en so aan. Toe kry ek die oproep. En ek kan nie onthou of my pa of my ma was of wat ook al nie, maar vertel, toe sê toe vir my, die niggie van my is dood. Het nie veel verdere inligting nie, net dat sy dood is. En ek onthou die eerste ding wat ek gedink het is, Vader, waar's my niggie? Ek dink nie sy was gereed nie. So, by Tannie bel toe nou vir my op 'n stadium,
vra sal ek die begrafnis waarneem. Toe sy getroud is, het ek die boodskap gedoen, my pa die bevestiging gedoen, daai tyd, en nou kry ek die volgende bal, en dis om die begrafnisboodskap te bring. Nou ja, die aard van die saak, dis makliker as 'n ou weet, die ou het 'n verhouding met die Here gehad, maak dit bietjie moeiliker, tot heel wat moeiliker as jy nie weet nie, maar die evangelie bly die evangelie, die waarheid is die waarheid, en geleentheid is 'n geleentheid. En my oom was redelik bekend daar in die dorp waar daar was, en die kerk was toe ook nogal goed vol, so die geleentheid was kosbaar. My een neef was op daai stadium in Australië, so hy teruggevlieg daarvoor. Ek het in die week om gaan ontmoet, daar vir 'n koppie koffie, en ons het gepraat oor die dinge, die reëlings, bietjie gefinaliseer. My ander neef was daai tyd, ek dink, as ek nou reg onthou, Britse kant toe, hy was 'n bietjie nader. Hy was daar gewees, of het die dag deurgekom van 'n afsterwe, te kom ondersteun, en so aan en so aan. Nou, wat vir my besonders was, is dat met die instap, dis tyd vir die diens, ek stap in, oom en tannie, hulle is hierso, en die volgende oomblik is daar hierdie ander mooi vroukie wat voor my staan en vra, sê sy's 'n vriendin van Liesel, naam is Christel, kan sy ietsie sê? Nou kyk, ek het al by begrafnisse gewees waar die ietsie sê, heeltemal, dat jy jouself sê, vir wat het ek ja gesê? Hoe stop ek hierdie trein? Dit kan bitter ingewikkeld raak. En ek is so dankbaar dat ek nie gesê het, kom ons los nie. Dis nie gereël voor die tyd nie, kom ons los dit liewer. Ek is so dankbaar dat ek op daai oomblik gesê het, reg met my. Kom ons doen dit. So ek het die boodskap gebring, dit het veral gegaan oor daar in Korintiërs wat sê dat ons eendag die Here kon nuut gemaak gaan word. Ek het hom gaan haal met die ding dat ons in 'n verbondsverhouding met die Here is, wat vir ons gaan sterf het, en dat deur hom kry ons, wag daar vir ons, net soos wat hy 'n verheerlikte liggaam nou het, gaan ons ook een kry, daar wag 'n deurbraaktyd en alles. En klaar was, toe noem ek nou dat daar iemand is wat net graag ietsie wil deel oor Liesel, en hier kom Christel. Sy het agterna vir my gesê dat sy glad daarvan hou om voor mense te praat, en hier is 'n vol kerk, nee, redelik vol kerk. En dat sy, en dit is 'n groot kerk, terloops, so nee, partykerke is maklik vol. Nee, dit was 'n groot kerk, en wat het juist die kerk gekies, omdat dit in die dorp die grootste plek is. En hier staan sy, en sy vertel haar storie. Nou, ek het agterna weer by haar ingecheck, en sy sê, dis 8 jaar gelede. Sy sê, ek kan nie meer baie van die detail onthou nie. Van die goed wat ek gevra het vir haar, kon ek agterkom, sy onthou regtig nie meer die detail. Sy sê, sy kan nie eens onthou wat sy daai dag daar gesê het. Maar dit wat sy gepraat het, is wat gebeur het. So, die goeie ding is, ek het agterna van my eie kinders oor my niggie gaan vertel, en vir ander vertel, so die storie het redelik in my gedagtes sy lê gaan kry. So hier kom die, wat toe nou gebeur het. Christel is Liesel se man, of dit nou die naels of die hare of beide is, dis vroumense goed, ek weet nie, maar Christel was die een na wie sy goeie vriendin vir haar gewees, en nie op die, ek dink in die alledaagse sosiale dinge nie, maar in die skoonheidsbedryf was sy nou 'n goeie vriendin vir haar en so aan. Ek is onseker oor die res, dalk het sy bietjie by haar gekuier andersins ook. Maar Christel dien die Here en betrokke gewees by die kerk en kampe en so aan en so aan. So, Liesel het die gewoonte gehad om so op 'n Vrydagoggend daar by haar in te dwarrel en vir haar te sê, hoorie, sort gou vir my die uit. Dan sê sy vir haar, hoorie so, jy moet 'n afspraak maak. Ek het ander kliënte. Ag, man, pas my net so tussendeur in.
dit was toe nou weer die betrokke Vrydagoggend die storie. En so kom dit dat hulle nou gesels, wat doen jy die naweek? En Kirstel sê, ek gaan op 'n woord in aksie kamp. En jy moet regtig ook een keer saamgaan. Nou kyk, hierdie was nou die Aprilkamp gewees, en dis nou die naweek. So sy sê toe vir haar, wil jy nie saamgaan? Sy sê, dis 'n bietjie kort kennisgewing, ek meen, dit is vanmiddag. En sy sê toe, nee, dalk, wanneer is die volgende een? Sy sê September. Ja, okay, sy sal die Septemberkamp saamgaan. En dis waar die storie gelos was. So, Kirstel vertel toe dat sy na 3, sy het seker haar laaste afspraak gehad, en sy kry haar goed, tassie vir die naweek en alles, slaapsak en so aan. En sy ry winkel toe, om bietjie 'n paar snackies en goeders te gaan kry vir die kamp. En terwyl sy in die winkel is, nou hier is ek nie presies seker nie, maar wat ek kan onthou dat dit was ongeveer 2:20 se kant rond. Te laat in elk geval as dit nou 2:20, kom ons sê, kry sy 'n oproep van Liesel wat sê, dink jy ek kan nog saam gaan kamp? En sy sê ja, is eers 4 wat die bus hier ry. Gooi jou goed in, ek ry daar by jou verby, tel ek jou op, ons het genoeg tyd. En sy sê okay. En sy het skaars neergesit. Minute later bel die oom van die busie en sê, Kirstel, waar's jy? Dis 3:30, ons moet ry. Sy sê, oom, ry die busie nie 4 nie? Hy sê, nee, 3:30. Dis die oom, skus, ek het dit verkeerd gehad. Nou moet oom asseblief vir my wys, en ek moet nog vir Liesel gaan optel oom. Asseblief, gee vir ons 'n kans. Ons kom. Daardie misverstand het gemaak dat Liesel gaan kamp het. As Kirstel die tyd reg gehad het, sou sy vir Liesel gesê het, ek is klaar hier, of ek is 'n blok van die busie af, Liesel, September. Maar in September, wat kan ook nou gebeur in tussentyd? Nee, ons ken ons nou daai storie. Ons gaan dan kamp. Hou jouself reg. Maar omdat sy die tyd verkeerd gehad het, sê sy vir Liesel, ja, daar's nog baie tyd, gooi jy goed in. En dit maak, dat sy vir die oom sê, asseblief gee vir ons die kans, ons is op pad. Tel vir Liesel op, en daardie kamp, boet sy die Here. Sy, Kirstel sê, dis of iets wakker geword het in haar. Dat lewe gekom. Ja, so nice. Ja. So, daarna het sy begin om in te skakel, by Kirstel as 'n selgroep, en daar het 'n skoonmaakproses begin. Nou dit was ongeveer 2 maande, 2,5 maande, wat hierdie geloop het, waar sy het gesê het, na rukkie gesê het, ek kry nie meer lekker aanklank met my ou vriende nie. Die wat kuier met die shooters en tot laat nag, ken die prentjie, baljaar. Ek het nie meer aanklank met hulle nie. Ek het nie meer, dis asof wat 'n ander manier van dink is. Dit is natuurlik. So, sy kom toe by die punt dat sy begin regmaak, dat sy goeders bely, en dat daar 'n vernuwingsproses loop. Die Sondag voor haar afsterwe, kuier sy saam met haar een broer, die ander een is in Australië mos, en sy mense, en met haar pa en ma, en so bietjie voordat haar broer hulle gekom het, sit sy daar by haar pa, en sy haar meentuis was net reg oorkant haar pa en ma se huis, aan die ander kant van die straat. En sy's daar so en goedjies voorberei, slaaitjie maak, daai tipe goed mos nou maar, en sy praat met hulle, sy sê, pa, maar ek wil net vir julle sê, ek is so jammer,
oor die goed wat ek aangejaag het. Daai en daai en daai. Ek wil net sê, ek is jammer daaroor en sê, maak reg met hulle. Haar broer sê dat, toe dit by die totsiens kom, toe het sy vir hom gewone drukkie en al sy gee, en toe hy so wegtree, toe kom sy, toe gee sy vir hom nog 'n drukkie by. En hy weet nou nog nie, was dit ook een van wat moes gesê het, Boeta, ek is jammer vir die dinge, of was dit iets anders, wat sy nie geweet het nie, maar so wat in tussentyd gebeur is, daar was 'n vriend wat in skooltyd, was daar ietsie spesiaal tussen hulle twee, maar hulle paai is toe uit mekaar uit, en daar toe nou veel van gekom nie. En hulle tel toe weer lyne op, en hy is in Londen. So hy sê toe vir haar, kom kuier vir my. En nou moet sy haar werksdinge so kry, kliënte klaar sien, en haar goeders afhandel, sodat sy vir 2 of 3 weke, ek kan nie onthou hoe lank was dit nie, kan gaan kuier, en haar dinge kan los. So sy is onder 'n klomp druk, om al hierdie goeders klaar te kry, en dis nou hierdie tyd, Junie maand van die jaar, en sy sit met hierdie ewige kopseer, en sy sê vir haar ma, ek kry nie hierdie griep afgeskit nie, en ek moet klaar wees, en ek moet reg wees, want ek vlieg oor 'n paar dae. Nou, ek kan nie onthou, daai paar dae was baie naby, so 'n paar dae. Ek moet vlieg, en sy besluit toe, sy gaan die donderdag aand, gaan sy met lemon drink, en sy gaan vroeg bed toe. Wat natuurlik nou 'n goeie ding is, as 'n ou sukkel met 'n siekheid. Sy sê, ek sit die foon af, dat niemand my wakker bel nie, dat ek geslaap kan kry. Vrydagoggend kom toe. Want sy daag nie op nie, by die werk. Maar nou onthou nou, Vrydagoggende gaan sy nou by Liesel, by Christel indraf, dis mos nou die ou storie. So haar ma is nie te bekommerd nie, want 10 het sy maar net so doen. Maar sy is toe nie daar nie. Haar ma vra toe vir een van die vrouens, daar by die besigheid wat hulle doen, hier is 'n sleutel van Liesel se plek, gaan kyk net vir my, waar bly sy? Toe die vroukie daar kom, toe kry sy vir Liesel op haar knie, morsdood. Maatjie, waarop sy baie gesit het, sy sommer net op die vloer sit en televisie kyk, sy is op haar knie op die maatjie. Toe het sy aneurysme gehad. Dis toe altyd die ding van die hoofpyn. In die brein, aargebars, en sy is net daar dood. Ja. Ons kom by die begrafnis, en ons weet nie, waar was sy met die Here nie. Want tussentyd, 2,5 maande voor dit, het 'n misverstand gemaak, dat sy 'n datum met die Here gehad het. Ja, en tyd gehad het, om reg te maak. Die dinge wat uit plek het geraak het. So, dis nou hierdie maand, die 8ste van die maand was dit 8 jaar terug. En ek het gedink, dalk is dit 'n goeie tyd om sommer net hierdie getuienis met julle ouens te deel. En ek wil graag die volgende daarmee vir jou sê. Die Here is die goeie herder. Hy is die een wat die 99, en ek is een van die 99 wat alright was. En wat nodig gehad het, dat hy my agterlos, om daai enetjie te gaan soek en vind tot hy haar kry. En daar op sy skouers te tel en in huis toe te bring. Dat ons saam met hom kan bly wees. Nou, dalk is jy in 'n posisie dat jy sê, ek het iemand in my familie, oor wie ek bekommerd is. Wil jy aanmoedig, moenie ophou bid. Die verlossings, moet ook nie vir die Here die verlossingsstorie uitwerk. Hy sal self sy manier. Ons het so baie keer aan dink ons, Here, as U nou kan so en so maak, dan kan U hierdie gebruik. Vertrou hom. Vertrou. Gee dit net vir hom. Maar hou aan staan voor hom.
dalk is jy self in 'n plek wat jy sê, weet, my goed wil nie lekker raak nie, en ek wil nie regkom nie. Vertrou. Sê vir hom, Here, hier is ek. Dink ek is hy skaap wat weg is en wil nie my net kom kry waar ek is. Kom doen in my lewe ook iets. Liesel se storie was nie een van diep in satanisme en 'n klomp erge goed, en dit was 'n geweldige, weet, en genadiglik die Here het daar ook al groot dinge gedoen. Dit is net 'n gewone oulike meisiekind wat 'n klompie stupid besluite geneem het. En wat op daai stadium nog eintlik alright gefunksioneer het. En wat amper maar soos enige iemand anders is wat ons gaan verbyry, maar wat God nie geken het nie. Wat nie in 'n lewende verhouding, wat geweet het van hom, wat kerk toe gegaan het en 'n klomp ander goed. Maar wat nie 'n daai herstelde verhouding was tot 2 of wat maande voor die tyd. Daar's baie sulkes. Kom ons hou aan om die wat die Here op ons harte lê, na hom toe te bring. Sê, Vader, ek staan voor U. Alles is daagliks. Bring hierdie een voor U. Kom asseblief. Kom doen dit wat U so goed doen. Kom red. God is 'n God van liefde. Hy is 'n God van baie genade. Kom ons sê vir hom dankie. Vader, ons staan voor U. U genade is so groot. Dankie. Dankie dat U daardie meisiekind kom red het. Dankie vir die getuienis wat daai dag in die kerk gebring was. Dankie vir almal wat dit daai tyd gehoor het. En dalk is daar mense wat dit gehoor het wat vir wie daai saadjie nog nie ontkiem het nie. Dan wil ek sommer vanoggend kom bid. Here, dat U hulle sal herinner aan wat hulle gehoor het. Dat daai saad sal ontkiem. Vader, dalk staan ek met myself voor U en sê, ek is daardie skaap wat, Here, ek bly net elke keer wegraak. Kom haal my, bring my in, maak my vas aan U. Here, dalk is daar 'n geliefde wat ons bekommerd is. Sê, Here, hierdie een is nie reg nie. Dit kan iemand wees wat al oud is. Dalk iemand is wat nog jong jare is. Ons wil voor U kom staan. En dankie dat U geleenthede, dankie dat U misverstande gebruik om te maak dat iemand 'n afspraak het met U. Iets wat jare later waarskynlik niemand eers weer oor sou gedink het, was al die tyd dit wat U ingespan het. En ons eer U daarvoor. En ons wil net vir U kom sê, Here, ons wil U van harte vertrou. Met die wat U op ons harte kom lê. Die wat oor wie ons bekommerd is. Ons wil U van harte vertrou. Help ons om nie op te hou, om ons vertroue in U te plaas nie. Dankie daarvoor. Here, ons eer U. Ons doen dit in Jesus naam, tot U eer en U verheerliking. Amen. Ons het nog gepraat oor Liesel en hoe dat sy by die groot waarheid moes uitkom. En as jy nou na hierdie videoetjie gekyk het en jy dink by jouself, ek wonder wat is dit wat moes met haar gebeur? Moes sy 'n beter mens geword het of wat? Weet jy, dis nie in die eerste plek waaroor dit gaan nie. Gaan in die eerste plek daaroor dat, kom ek begin daar, een van die ouens het, nadat ek met die ouens gepraat het gesê, dat die groot ding is dat Jesus die lewe is. Hy is die bron van lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
En dit gaan nie daaroor dat jy nou moet een of ander iets doen om 'n beter mens te word, sodat jy nou, dit gaan daaroor om hom te gaan ken. Te verstaan dat wat hy gedoen het is, dat hy jou stikkend, jou sonde, jou seer, dit wat uit plek uit is, gaan vat het en in die kruis gaan betaal het, volledig. En dat wanneer jy jou vir hom toelaat om in te kom en jy gee jou lewe vir hom, en daardie verhouding word herstel tussen jou skepper en jy, deur dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dan kom sy gees, en hy doen hierdie wonderlike proses in jou in. Dis 'n proses wat ons nie regtig lekker verstaan. Al wat ons weet, hy sê kom maak dit nie. Soos wat Liesel daardie naweek niet gemaak was. En daarna daar 'n lewe begin kom het van regmaak, dieper groei ensovoorts. Vat God jou op daai pad. So ek wil jou uitnooi. Aan die een kant, as jy self nog nie daar is, vir hom ja te gaan sê, om te gaan soek. Hy is in elk geval besig om jou te soek. En dat die goeie herder jou ook sal kom kry. En as daar iemand is oor wie jy besorg is, bid vir hom, moenie opgee. En soos die Here jou lei, deel die waarheid. Maar laat God toe, dat hy sy kosbare ding kom doen, jou en in jou geliefdes se lewe. Mag jy ook dit beleef. En dalk eendag na jou afsterwe, dan sê iemand ook, die Here het 'n kosbare ding gedoen. As jy al 'n lang pad met die Here stap en jy het hom lief, dan wil ek jou aanmoedig om ernstig te bly maak. Diepe verhouding te soek. Die Here sê nader tot my en ek sal tot julle nader, want hier is 'n verhouding. Hy het lankal die eerste inisiatief geneem. Maar kom nou van jou kant af en maak erns met hom vir 'n nog dieper verhouding. Dat hy jou kosbaar kan gebruik. Bid dit vir jou. Dankie man, baie seën.